Welkom studente. In hierdie les ondersoek ons die vereistes vir 'n geldige testament onder die Suid-Afrikaanse Testamentwet. Begrip van hierdie vereistes verseker dat 'n testateur se bedoeling, kapasiteit en formele nakoming regsgeldig is. Kom ons kyk na Johan, 45 jaar oud, wat sy boedel in gelyke dele aan sy twee kinders, Sarah en Michael, wil nalaat. Hy stel 'n handgeskrewe testament op wat sy wense duidelik uiteensit. Johan teken die testament by sy huis, maar hy vergeet om dit te dateer. Sy twee vriende, Mark en Emily, wat albei ouer as 14 is teenwoordig wanneer Johan die testament teken. Emily word egter ook as 'n begunstigde in die testament genoem, terwyl Mark nie is nie. Johan vra albei om as getuies te teken. Mark teken, maar Emily weier om te teken, wetende dat sy nie 'n getuie kan wees nie, as gevolg van haar status as 'n begunstigde. Ingevolge die wet op testamente moet 'n geldige testament aan spesifieke formaliteite voldoen. Eerstens, die testament moet 'n geskrewe dokument wees, 'n vertik of handgeskrewe, en Johan se handgeskrewe testament voldoen aan hierdie vereiste. Tweedens, die testateur se bevoegdheid moet duidelik wees, en op 45-jarige ouderdom is Johan van gesonde verstand en begryp hy die gevolge van sy optrede ten volle. Derdens, die testament moet die testateur se handtekening dra om die egtheid en bedoeling daarvan te bevestig. Daarbenewens, dit vereis twee bevoegde getuies, beide ouer as 14 en nie begunstigdes nie, om hul handtekeninge te verskaf, ideaal gesproke op dieselfde dag. Laastens, die testament moet gedateer word om dubbelsinnigheid te voorkom indien daar verskeie weergawes bestaan. Ten slotte, die testament se gedeeltelike geldigheid spruit voort uit ontbrekende komponente, soos die nodige getuie Emily en die datum. Om dit reg te stel, moet Johan verseker dat 'n derde, nie begunstigde getuie die testament teken en dateer om die regstatus daarvan te verseker. Terwyl u eie regsdokumente voorberei, onthou die belangrikheid daarvan om aan alle formele vereistes te voldoen om komplikasies te vermy. Sterkte met die studies en toekomstige pogings.